Goeiemôre. Wat 'n groot voorreg om by mekaar te wees en oor die wonderlike woord van die Here te gesels. Die boodskap wat ons daarin kry wat vir ons regtig van groot waarde is. Ons is nog steeds besig om Paulus se uitsprake oor Jesus van nader te bekyk en te probeer vasstel wat hy bedoel en te kyk of ons dit ook in ons lewe kan toepas. Nou, ons weet dat daar 'n jong man met die naam van Timoteus, die pastoor in Efese was, en dat Paulus hom met sy skrywes begelei het en gehelp het om die bediening te vestig en om homself ook daarin te verantwoord. So sê hy dan vir Timoteus in 2 Timoteus 4 vers 1, ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel, ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap, verkondig die woord. Hy praat met Timoteus uit hoofde van die posisie wat Christus gaan beklee, die een van oordeel, die een wat die lewendes en die dooies gaan oordeel. Let op, dit is nie veroordeel nie, dit kan eintlik ook beoordeel wees, om te bepaal wie is dan nou die lewendes, die dooies, die goeies ensovoorts. Wat hy eintlik wil sê vir Timoteus is, weet jy, wat jy doen as pastor in jou gemeente, jou bediening wat jy uitleef, moet jy dit op so 'n manier doen, dat die een met die hoogste gesag, Jesus Christus, daarvan kennis sal neem en verkieslik dit sal goedkeur. En ek glo dit wat Paulus vir Timoteus sê, is sekerlik van toepassing op elke pastoor, elke bedienaar van die woord. Maar ek glo dit is ook op elke mens van toepassing. Dit is vir my persoonlik baie moeilik om regtig daarmee tevrede te wees dat daar 'n sekere stel reëls vir die leier van die gemeente, die predikant van die gemeente en vir die res van die gemeente sal wees. Ek dink daar is ons maar een reël vir ons almal. En wanneer ons dan ons lewe lei en dinge doen, ons bediening, of dit nou 'n haarkapper is en of dit nou 'n skrynwerker is, 'n vragmotorbestuurder, wie ook al is, jou bediening moet jy op so 'n manier doen, dat die een wat gaan oordeel, met jou tevrede gaan wees. En ek dink dit is nogal belangrik om dit in gedagte te hou. Mag dit ook met elkeen van ons so wees, vandag, sonder dat ons hele tyd dink aan 'n swaard wat oor ons hang, is dit vir ons eintlik 'n uitdaging, om te hoor, mooi so, jy het goed gedoen. Lieflike dag, mooi loop.